Welkom by Koffie en Kwadrate. Vandag gaan ons bewys dat 2 punte genoeg is om 'n lyn te trek, maar ongelukkig nie genoeg om jou x terug te kry nie. So, vandag se les is les 6 en dit is die vergelyking van 'n reguitlyn om te verstaan dat y is gelyk aan mx plus c. Nou die lesdoelwitte is dat ons aan die einde van hierdie les te weet wat die vergelyking van 'n reguitlyn beteken en om te weet wat m en c in hierdie vergelyking beteken en dan 'n lyn se vergelyking te kan lees en dan lyne te kan teken vanaf 'n vergelyking. Nou, jou eerste vraag is dalk, hoekom het ons 'n vergelyking vir 'n lyn nodig? Nou, in ons vorige les het ons geleer hoe om punte te plot en afstand te bereken en ook die gradiënt te vind. Maar nou vra ons, kan ons 'n formule kry vir wat vir ons elke punt op 'n lyn gee? En die antwoord is ja, ons kan 'n formule kry wat ons elke punt op die lyn sal gee. Ons gebruik, ek sal met groen begin. Ons gebruik die vergelyking y is mx plus c. Dit is die reguitlyn se vergelyking. Nou, kom ons kyk gou na wat elke deel beteken en dit is redelik eenvoudig, okay? So ons kyk nou na hierdie vergelyking, okay? Nou, elke deel het 'n spesifieke betekenis. Nou die m, weet ons teen die tyd, is die gradiënt. Ek skryf aklig. Is die gradiënt, okay. Dit vertel vir ons hoe styl die lyn is en of die lyn op of af gaan. En onthou, ons het mos gesê die gradiënt is m, is die verandering in y oor die verandering in x. Okay. Nou die c is jou y afsnit. Menende, as jy sê nou maar 'n kartesiese vlak het wat so lyk en jou lyn loop so, dan is hierdie deel daar. Dit is jou y-afsnit. Dit is waar x gelyk is aan 0. Okay, as jy nou vir x is gelyk aan 0 instel in hierdie vergelyking hierbo, dan gaan c alleen staan. Menende y is dan gelyk aan c. Menende y is c. Alright. Okay, so kom ons vat 'n voorbeeld. Okay, gaan 'n kleur kry as hy. Sê nou maar ons het y is gelyk aan 3x plus 5. Dan weet ons dat ons dit kan vergelyk met hierdie y is gelyk aan mx plus c. Alright. So in hierdie geval is m gelyk aan 3. Alright. Maar ons stop dan nie daar nie. Ons moet nog vir c doen. C, as jy 0 instel hierin, gaan jy sien, dit is 5. Daarom is die y-afsnit 5. Okay. Dit beteken die lyn het 'n gradiënt van 3 en die lyn sny die y-as by 5. Nou, kom ons kyk sommer net na nog 'n tipe van so vergelyking. Sê nou maar ons het y is gelyk aan 2x plus 1. Daarom weet ons m, die gradiënt, is 2 en c, die y-afsnit, is 1. So, vir elke een wat ons regs beweeg, beweeg die lyn 2 op. Ons kan dit ook in 'n tabel maak. Sê nou maar ons het x aan die kant en aan die ander kant en ons trek so 'n lyn af, reg. Sê nou maar ons stel 0 in, dan gaan y 1 wees. Sê nou maar ons stel 1 in, dan gaan dit 3 wees. As ons 2 instel, dan is dit 5. En as ons 3 instel, dan is dit 7. Sien julle, dit spring elke keer net 2 punte op. Okay. Nou, ons moet seker maar probeer teken vanaf 'n lyn van y is mx plus c. So kom ons teken gou, y is 2x
plus 3. Reg, so ons vind eers die y-afsnit. Die y-afsnit is 3. So, dit beteken ons kan begin by 0 en 3. En dan kry ons die gradiënt, dit is m, is 2. So dit beteken vir elke elke een wat ons regs beweeg ons 2 op. So ons het die punte 0 is 3, ons kan 1 instel. As ons 1 instel, dan is dit 5. As ons 2 instel, dan is dit 7. En dan trek jy 'n lyn deur al daai punte. Ek gaan nou probeer om net 'n kartesiese vlak te trek en te sien of dit sin maak vir ons almal. Nog enetjie. Reg. Dit is nou nie baie groot nie. Maar okay, ons weet hierdie is 'n positiewe lyn, want ons 2 hierso is positief. Okay? So ons weet ons gradiënt is positief. Okay, so die y-afsnit het ons gesê is 3. So kom ons sê 1, 2, 3. Hy lê daar. En ons het gesê ons gebruik sommer die punte 1 en 5. So sê nou maar ons het 1 hierso. Gits, ons gaan baie meer lyntjies met hê. 4, 5 sê nou maar. Hier is nog 'n punt. En kom ons gebruik 'n negatiewe x-waarde net sodat jy kan sien waar kom ons sê minus 1 en daarom sal dit wees as jy dit instel, dan kry jy minus 2 plus 3 is 1. So waar x minus 1 is y 1. Ek moet net seker maak ek het dit nou reg gedoen. 2 maal minus 1 is minus 2 plus 3 is 1. Ja. Okay, so waar x minus 1 is y 1. Alright. Dan trek jy net eenvoudig hierdie streep deur jou lyntjies en daai het jy. Maar doen dit asseblief baie netjies soos wat ek dit doen. Ek het nou baie rofweg gewerk. So, alright. Maar wat as die gradiënt negatief is? Wat dan? Kom ons kyk. So ons het y is negatief 2x plus 4. Okay, dit beteken ons lyn is negatief. So ons gradiënt is minus 2 en ons y-afsnit is 4. So ons kan begin by 0 en 4. So omdat die gradiënt negatief is, beweeg ons 2 af vir elke een wat ons regs gaan. So ons kan die punte instel en ons gaan 0 en 4 kry. Ons kan 1 insit en dan kry ons 2 en ons kan 2 insit en ons kry 0. Alright. Die lyn daal. Kom ons kyk. Ek gaan nou maar net rofweg teken. Okay. So 1, 2, 3, 4. Daar is ons punt. Waar x1 is y2, so daar is ons punt. En waar x2 is y0, so daar is ons punt. En dan trek jy net jou lyn deur. En daar het jy hom. Maar wat gebeur as C of die y-afsnit gelyk is aan 0? So dan het ons iets soos dit. Ons het dan iets soos y is gelyk aan 4x. Ons kan dit skryf as y is gelyk aan 4x plus 0, maar dit is onnodig. Maar daarom weet ons C, die y-afsnit, is 0. So waar as ons x 'n 0 instel by x, dan kry ons y is gelyk aan 0. Alright? So waar x 0 is y ook 0. Dit beteken dit kom deur die oorsprong. Okay, so dit gaan deur die oorsprong 0 en 0. Kom ons teken hom net so half. So kom ons sê 0 en 0. So ons begin sê nou maar. Sê nou maar ons stel 1 in, dan is dit 4. En ons stel
2 in, dan is dit 8. Reg, kom ons teken net so rofweg 1. Ok, so ons begin by 0 en 0, set hom daar. Dan het ons 1 en 1, 2, 3, 4. Ja, hierso. En 2, 3, 4. Sit hom maar daar. En skryf maar altyd jou koördinate by die punte. Dit sal help met foute regmaak en vir die onderwys om te sien wat jy doen. Nou, daar's 'n paar algemene foute. Fout 1 is dat party mense verwar M en C. M en C. Ok. M is hierdie. Dis die 4. C is die 0. Ok. So, in die geval van waar y is gelyk aan 5x plus 2, dan is m 5, nie 2 nie. En onthou, die getal voor x, nee, hierdie 1, is altyd m. So in hierdie geval is m 5 en c vir y afsnit is 2. Die ander foute wat mense maak is, hulle dink dat c is die x afsnit. Dit is nie. C is die y afsnit. Dit is waar die lyn die y afsny wanneer x gelyk is aan 0. Nou, 'n eksamenwenk sou wees, wanneer jy 'n lyn se vergelyking sien. Dit is nou, y is gelyk aan mx plus c. Vra altyd vir jouself, wat is die gradiënt, die m, en wat is die y-as, c? Okay, hierdie twee waardes vertel jou eintlik alles oor die lyn. Nou, ek gaan net vir julle 'n klein oefeningkie gee, wat julle in die chat kan julle antwoorde gee as julle wil. Nou, net so 4 kies. So, vergelyk vir my, of kyk vir my na elke vergelyking, en dan bepaal jy vir my wat is m en c. So, die eerste een is y 4x plus 7, en die tweede een is dit y is minus 3x plus 5, die derde een is y is half en x minus 6, en 4 is y is 8x. Doen vir my die 4, laat weet my in die chats wat julle dink. So, kom ons maak 'n opsomming van wat ons vandag geleer het. Ons het nou die vergelyking van 'n reguitlyn geleer, waar m die gradiënt is en c die y-afsnit is. Onthou net een ding vir my. M vertel jou hoe die lyn beweeg. C vertel jou waar die lyn eintlik maar net begin. Alright, ek sien julle in les 7.